Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons spandeer weer tyd aan Jesus se 2 verheerlikings. Die eerste een wat by die Jordaanrivier gebeur het. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Matteus 3 vers 17. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Die Vader praat hier van sy seun se potensiaal. Heilige Gees daal hier op Jesus neer en vul hom, maar ook so die 7 geeste van God. Die bewys van God se Gees op hom en die Heilige Gees in hom. Lukas 4 vers 1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei. Jesus se tweede verheerliking by die berg van verheerliking. En terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle, en met eens sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. Matteus 17 vers 5. En Vader praat hier van sy seun se maturity, en sy klere en sy voorkoms het wit geraak. Hy het voor hulle in gedaante verander. Sy aangesig het geblink soos die son, sy klere wit geword soos lig, sy gedaante soos weerlig, sy kleding so wit soos sneeu. Sy klere het blink geword soos sneeu, soos geen blyker op aarde dit kon maak nie. Daar het weerligte, donderslae uit die troon stem uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand, Openbaring 4 vers 5. Die 7 geeste voor die troon van God is nie God nie. God sit op die troon en Jesus ook. Die 7 geeste van God is die volle uitdrukking van wat van die troon uitgaan. So baie keer is ons in situasies wat so groot is, ons besef nie regtig as ons bid tot die hemel, watter werklikheid daar in die hemel is vir ons, vir antwoorde en vir hulp nie. En die Heilige Gees, wie is hy? Hy is God. As daar 7 geeste is, het elkeen 'n ander identiteit, en hulle volg God se instruksies, van God se koninkryk van die hemel, en dit is dan daardie, wat hy gesien het in die middel van die troon, en die 4 lewende wesens, in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings, met 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. So as jy weer wonder, weet God wat in jou lewe aangaan, wil ek vir jou sê, hy weet in detail, hy sien jou raak, en hierdie is nie iets om iemand mee by te kom nie, en as iemand jou al daarmee wou bykom, om vir jou te sê, jy moenie worry nie, God sien wat jy doen, dan is dit reg, God sien wat jy doen, en as jy in daardie lig daarna kyk, dat jou Vader jou dophou, om te kyk waar hy jou kan seën, dan moet jy weet, hy doen dit omdat hy jou wil seën, omdat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. En dan kan ons kommunion vanoggend gebruik, en ons kan ons gereed maak daarvoor, om regtig te besef, hoe groot hierdie waarheid is, dat as God nou na jou kyk hy na jou, deur die bloed van Jesus Christus, en net soos wat hy vir Jesus gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, net so sê hy vir jou vanoggend, jy is sy geliefde, in wie hy 'n welbehae het. Begin jou dag nou so, elke tree wat jy gee, besef, jy is vir God kosbaar, jy is vir hom belangrik, jy is sy geliefde, en as jy dit joune gemaak het, gaan leef dit uit by ander plekke, vir ander mense, wat nie van beter weet nie. Wees geseënd in hierdie dag, met die bloed van Jesus Christus, wat jy neem in jou, om alles uit jou uit weg te was, wat God nie wil hê jy moet dra nie. Jy hoef nie met onvergifnis hierdie dag in te gaan nie, jy hoef nie met kwade gevoelens aan te gaan nie, jy hoef nie met 'n humeur aan te gaan nie, jy kan 'n draai maak, in God se teenwoordigheid, die bloed van Jesus gebruik, vir sagtheid, dat jy ook vanoggend sal kom by daardie plek, om te neem die liggaam van Jesus Christus, van deur
sy liggaam se wonde word jou wonde genees. Amen.